Hemelse Vader, baie dankie dat U die Here is van hemel en aarde, dat U God is wat in die tyd, bokant die tyd en bidtyds met die tyd omgaan. Wees U ook die Here wat vanaand in ons stukkie tyd saam opdaag, geëer word, en die Here wat ons leer oor hoe om ons dae met wysheid uit te koop en deur te bring. In Jesus se naam. Amen. 2 tekste dien as ons gidstekste in ons reis in hierdie volgende paar weke. Ons eerste teks kry julle saam met my in 1 Kronieke 12 vers 32. Ons lees daar oor die stam van Issachar of Isaskar, hang af hoe mens die Hebreëse klanke van daai naam uitspreek. Hoe dit ook al sy, daai stam het 'n besondere onderskeiding wat ons nie van een van die ander 12 stamme van die 12 stamme hoor nie. Ons hoor hulle kon die tye lees. Hang af hoe mense dit wil vertaal. Hulle was uitstekende lesers van tyd. Dis 'n besondere ding wat jy soms so uit die bloute onverwags van 'n stam van Israel hoor. Die ander het gegaan vir grond en die ander het beklei oor grond en die ander wou nog hê en te min. Maar die stam van Issachar of Isaskar was tydlesers. Dit staan uit soos 'n paal bo water. Dit sê vir ons ten minste, vriende, baie mense het nie dit baas geraak nie, eerstens, maar tweedens sê dit vir ons, dit behoort deel van jou geestelike lewe te wees, om 'n goeie tydleser te wees. Niemand minders nie as Jesus het dit 'n paar keer ook gesê. Jesus sê vir die godsdienstige leiers in Lukas, waar is dit hoofstuk 17, julle is so goed om te sê, as die wind so en so waai, gaan die weer môre so en so wees. Maar julle kan nie die tyd lees nie. Julle is nie in staat om die tyd te lees nie. So Jesus verwag dat ons die geestelike vaardigheid en gawe en dissipline moet baas raak om die tyd te lees. So, ons gaan die teks gebruik van 1 Kronieke 12:32 en dan gaan ons ook aansluit, geliefdes, by Efesiërs 5 vers 16 en 17, waar die ou vertaling het Paulus gesê, koop die tyd uit. Ek dink die nuwe vertaling sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Tyd is so iets, sê Paulus, wat as te ware voor jou verbyloop. En dit hou net aan loop. Die een ding met tyd is, jy kan dit nie stop nie, jy kan dit nie keer nie, jy kan dit nie breek nie. Jy kan net in die tyd in lewe en dit as te ware terug eis. Hereis, reclaim. Want Paulus sê, as jy niks met die tyd maak nie, maak die tyd iets met jou. Jy het dus net een keuse, koop die tyd, vat die tyd, kom in die tyd in, en vul dit met betekenis, met sin, met meaning. En as jy dit nie doen nie, gaan die tyd by jou verby. So ons vertrekpunt in hierdie reis wat ons het, is 1 Kronieke 12, vers 32, die stam van Issachar, wat die lesers van tyd was, wat 'n besondere fyn geestelike gawe is, wat baie afgeskeep word in die kerk van die Here, hoe om goeie tydlesers te wees, om die tye te ken. En vervolgens, en ja, kantlyn opmerking, juis omdat ons nie Jesus se opmerkings oor die tyd reg lees nie, dis nie nou ons gesprek nie, in hierdie reis nie, verstaan ons nie die tekens van die tyd in Markus 13 en Matteus 24:25 reg nie. Julle onthou waar Jesus so 'n bietjie die tyd lees, vir sy disippels vertel hoe gaan die tyd lyk wat voor lê. Maar wat die mense daarmee maak is verskriklik, want ons is swak tydlesers. Hoe dit ook al sê. En ons kort die wysheid van die stam van Issachar. So dis waarmee ons gaan besig hou, om 'n nuwe geestelike vaardigheid in te oefen, baas te raak, tyd te lees, sodat ons uiteindelik, geliefdes, ook tot in die detail ons tyd kan bestuur. Sodat dit nie waar word van ons, wat van Shirley Valentine waar geword het nie. Wie van julle het die fliek gesien of die toneel? Ek weet Charlene Surty Richards het op 'n stadium in die toneelstuk gespeel in Suid-Afrika, maar dis nogal 'n goeie fliek. Van die vroutjie wat daar in Engeland bly en haar hele lewe is min of meer so vervelig dat sy selfs nie slaap raak oor haar eie lewe. Same old, same old, same old.
Thursday evening is dit chips. En toe sy een aand waag om die roetine te deurbreek met haar man, toe gooi hy vir haar die kos, toe sê, it's a Thursday evening, en Thursday evenings, dit moet ons eet, en nou hoekom het jy het gedoen? En toe sê Shirley Valentine vir haarself, I got lost in unused time. Ek het tyd verdwaald geraak. Dis nogal 'n ding. Met respek ken ek baie kerkmense wat nogal 'n onderskeiding het hiervoor. Hulle het 'n balkie en hulle kry elke jaar 'n nuwe balkie vir tydverdwaaldheid. Want as ek by baie kerke en plekke kom, dan dink hulle die Here se tyd werk soos 'n rooi verkeerslig. Almal sit by die verkeersknoop. Ai, as herlewing net kan aanbreek. Ons bid nou al jare. Soos oom vir my sê, hy bid van sy kinderdae. En ek sê, nou sit oom nog steeds op die muur en bid. En oom het nog nie begin herleef nie. So oom, verstaan die woord. Kry net lewe, doen net iets. Doen net iets. Party mense wag hulle lewe om. Né? En ek sê graag altyd een van my ek het al na hom verwys, dit gee my dalk net weg my ouderdom, maar dit gaan vir die ouens wat lag, dit gaan hulle ouderdom ook weggee. John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Jy is jong. hy sing ergens Someday Never Comes. Hy het so een liedjie wat ek nogal lief is voor. Someday Never Comes. As jy jou hoop sit op een dag, op 'n reendag, skyn die son dalk op daai dag. As jy jou hoop sit, en my nie verkeerd verstaan, jy mag ook bid dat God groot dinge doen, jy mag ook bid vir herlewing, maar ek ken mense wat passief is, al wat hulle doen, een van die dae, amper nou, dis nou amper die laaste dae, maar hulle sê dit al van die 3de eeu af, maar dis nou amper nou, en so sit almal op 'n wagmuurtjie, en hulle wag vir hulle flou. En dit dink ek nie is 'n goeie manier van omgang met die tyd nie. Mag ek dit tot vervelings toe sê, jy wil darm nie uiteindelik opeindig met 'n grafopskrif, hier lê 'n dreigement, hy wou nog toe sy dood nie. Sy wou nog lewe, sy wou nog die tyd uitkoop, sy wou nog iets met haar lewe doen. En toe doen sy iets met haar lewe, toe gaan sy dood met haar lewe. Sy haarself kry, toe blaas sy haar laaste asem uit, en dis wedstrydpunt. So, ergens moet jy die tyd uitkoop. Mag ek ook net dit sê ter inleiding? Die interessante, geliefdes, is dat die Nuwe Testament amper geen waarde meer heg aan jou jare, die meetinstrument wat die meeste mense gebruik om te dink oor hoe 'n goed geleefde lewe lyk, is om te sê, daai ou het 80 jaar oud geword. Terwyl die Nuwe Testament amper geen waarde meer heg aan ouderdom as 'n betroubare meetinstrument vir of jy jou tyd reg spandeer het nie. In die Ou Testament nog wel. Die oom het so oud geword en daai oom so en dit, maar jy kry amper geen verwysing na ouderdom in die Nuwe Testament nie. Jy het al agtergekom, dink bietjie. Jy kry al die lang geslagsregisters in die Ou Testament, dan hoor jy die word so en so en so, val aan die begin, in die Genesis boek. Genesis, daar aan die begin voor die vloed, 6 en 11 en alles, tot by hoofstuk 11. Maar dan ewe skielik is dit weg in die Nuwe Testament. Jy hoor dalk nog van Simeon en Anna in Lukas 2. Maar dis omtrent dit. Né? Mense se waarde, hulle plaas nie, die Nuwe Testament plaas nie as sodanig 'n waarde aan ouderdom nie. En nou moet iemand vir my sê, jy's heeltemal verkeerd. Sê gou, jy's heeltemal verkeerd, dan sê ek dit vir myself. Jesus sê wel, maar as Jesus ouderdom gebruik, wie is die belangrikste? As jy nie verander en soos kindertjies word nie. So het ek nou die dag vir 'n vriend van my sê, jy het wysheid ver bo jou jare, en hy sal in die 70. Toe bedoel ek, jy's eintlik jy die wysheid van 'n kind. So inderdaad draai Jesus die rolle om, net om dit 'n bietjie te relativeer. Maar feit is, jare gemeet in ouderdom is nie noodwendig 'n manier om te sê jy het jou tyd goed gespandeer op aarde nie. En ek dink dis hoekom die Nuwe Testament wegdoen met ouderdom as 'n betroubare meetinstrument. In die Ou Testament en tereg ook in die Nuwe Testament is daar 'n hoë waarde aan ouderdom. Die Spreukeboek sê dit, né? Dat in grys hare sit daar wysheid, né? En soos om Koen Slawer altyd sê, saam met grysheid kom maar wysheid, en partykeer kom grysheid alleen. Partykeer kom jy wysheid nie saam nie.
Derhalwe kan jy nie wag tot oor 10 jaar voordat jy dink jy gaan nou wys wees nie. Want daar kom net die ouderdom. So daarom sê Paulus, en daarmee gaan ons bietjie werk, gryp die tyd. Stap soos wat die vervoerband van die tyd vandag by jou lewe verbykom. Spring op daai vervoerband en druk die murg uit die pype van die tyd uit. En ons gaan by mekaar hoor hoe en al gaande 'n klompie norme en waardes en wyshede en beginsels leer oor hoe om dit te doen. So kom ons begin vanaand by deel 1, God tyd, God time. Ons is op God se tydsbeurt. Soos die Engelse sê, we're on God's watch. Nee, ons is op God se tyd. So kom ons gaan kyk 'n bietjie, wat moet ons weet? Kom ons sê eerstens vir mekaar, God het al die tyd in die wêreld. Hoe sing Satchmo? Julle ken mos vir Louis Armstrong. I've got all the time in the world. Nee, I've got all the time in the world. God het nog meer. Hy het al die tyd in die heelal. God het tyd. Dis net ons wat nie tyd het nie. Ons hardloop soos, ons skarnier soos 'n muur, hierdie kant toe, daai kant toe, doorie kant toe. Ons is wêreldberoemd vir die feit dat ons vir mekaar sê, ek het nie tyd nie. Die volgende afspraak is belangriker as die een wat nou is. Jy staan naderhand so en kyk. Ek sien en dikwels as ek preek dat ouens so sit. Jy moet nou net klaar kom. Hoe 'n ou nou die dag gesê, een keer vir sy dominee gesê, toe die dominee vrou was die preek, toe sê hy, dit was soos God se vrede, it's a past all understanding. Hy sê it was like God's love, it endured forever. Ja, so, maar God het tyd, want God is bokant tyd. Tyd maak aan God niks. Tyd maak aan God niks. Millennia kom en gaan. Dit maak aan God niks. Hy word nie moeg nie, hy slaap nie, hy oorwinter nie, soos die Griekse gode wat moes oorwinter nie. Daai 1 Korintiërs 13 dat jy so op die simbale moet slaan. Was om die gode wakker te maak, jou spul slaap. Hulle is moeg. Hulle is klaar. In die winter paas hulle uit en dan slaap tyd van die gode in die winter, dan moet hulle wakker skree en die slaan op simbale om hulle aandag te trek. God is nie so nie. Tyd maak aan hom niks. Hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie. Hy sluimer nie in nie, Psalm 121, hy slaap nie. Hy's nie weg op vakansie nie. God tyd maak aan hom niks. Hy's bokant tyd. Tyd is letterlik benede God. So God is bokant die tyd. Dis die eerste belangrike ding. Hy's ook nie tydgebonde nie. Jy en ek is tydgebonde. Ons kan net op een plek, op een slag, op een bepaalde tydstip wees. Tensy jy 'n gesplete persoonlikheid het. Maar God is nie tydgebonde nie, hy kan oral met eens wees. Hy is in die taal van die vroeë kerk alomteenwoordig, maar ook deur alle tye aanwesig. God is bokant tyd, maar hy is nie gebonde aan die beperkings van tyd nie. Dis 'n wonderlike ding om te weet. Ag, julle weet dit. Kom ons verfris net bietjie ons gedagtes oor ons groot God. God omsluit ook die tyd. Nog ietsie. Hy hou die tyd vas. Dis tog die beeld van Openbaring. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die begin en die einde. As jy in die begin van tyd is ek nog voor dit daar. Ek het die begin van tyd gemaak, as dit sin maak. In die begin het ek geskep, toe daar nog nie tyd was nie, so ek het die begin. En as die tyd ophou, is ek aan die ander kant daarvan. Ek is die Alfa, eerste letter van die Griekse alfabet, en die Omega, die laaste een. Ek is bokant tyd, tyd is onder my, maar jy moet ook weet, ek hou tyd vas. Die luisels van die tyd, die raam van die tyd is God se. En dan kan God ook tyd maak. Sjoe, dis moeilik. Ons sê dit graag vir mekaar. Ek kan 'n bietjie tyd vir jou maak. Maar dit gaan moeilik, want ons het net 24 ure 'n dag, 1440 sekondes per dag. Daar was op 'n stadium so sjokolade wat hulle geadverteer het as jy 'n 25 ure 'n dag het. Jy kan dit eet tot jy blou is, jy gaan nog steeds 24 hê. Niemand het hulle nog aangekla, daai ouens dat hulle want maar ek dink jy sal moet baie eet, maar jy het nog steeds 24 uur. Maar God kan tyd maak. Hoe weet ek dit? 1 Petrus sê dit vir my. Ekskuus, 2 Petrus.
2 Petrus 3. Vir God, en hy haal die psalms aan, is 1000 jaar soos 'n dag. Kom ons lees dit gou. 2 Petrus 3. Dis so aangrypend mooi om te sien hoe God tyd maak. Jy lê nogal 'n diep geestelike les daarin. Dit het my, want ek het altyd gewonder hoe het God tyd om na elke ou in die heelal te luister. Maar die tweede Petrusbrief het nogal 'n baie mooi antwoord. Petrus skryf in 2 Petrus 3. Vers 8. Een ding moet julle nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Dit sê vir jou, met respek, God kan die tyd uitrek, 'n dag tot 1000 jaar om aan almal aandag te gee. En hy kan in dieselfde asem die tyd kompakteer. So wanneer dit God behaag en jy daag by hom op, het hy al die tyd in die wêreld, want hy is nie aan tyd gebonde nie en is bo ons. As ons dit kan verklaar, kan ons God verklaar. God is bokant ons verklaring. Maar wat ons wel weet, is dat die Here wie ons aanbid vir ons sê, ek sal vir jou tyd maak, en dan kan hy dit letterlik doen. Hy kan letterlik die tyd rek en speel in die hemel. En nou deesdae dat ons nou al hierdie sci-fi flieke sien, wat die ouens ook al hierdie goeters kan doen, en in masjiene kan ingaan, en al daai dinge, selfs mense daai begeerte, maar God kan tyd maak, hy kan vir jou tyd maak. Jy mors nie God se tyd as jy aan sy deur klop nie, hy maak vir jou tyd. Daarom vertel Jesus 'n storie wat ook met God se tydsbestuur iets te maak het in Lukas 11, as hy die ons Vader, julle onthou, Lukas 11 is mos een van die plekke waar jy ook die ons Vader kry. Matteus 6, Lukas 11, die ons Vader gebed van Jesus. En dan vertel Jesus net, hy begin daar in Lukas 11 vers 1 met die ons Vader, en dan het hy so klein toepassing, en dan vertel hy 'n gelykenis van 'n man, wat in die middel van die nag kom sy vriende by hom aan, of 'n vriend. Dan is sy huis leeg, daar's nie kos nie. Onthou julle? Dan gaan klop hy die buurman wakker. Dan vra hy van, moet jy nie dalk 'n brood vir my vriend wat aangekom het nie. En dan doen die buurman dit. En dan is Jesus se punt, God is soveel anderster. Hy's nog beter as hierdie buurman. Die buurman doen dit maar want hy wil net nie skaam kry nie, sê Jesus. Hy doen dit nie maar net omdat hy 'n vriend is nie, hy doen dit maar net sodat die dorpie nie oor hom praat, dat hy nou half ongeskik is nie. Jy weet, daai ou, jy moet hom nie gaan vra nie, dan is hy 'n bietjie 'n slegte ou. Maar God is soveel beter as die buurman. Jy kan hom maar in die middel van die nag gaan pla. Jy kan hom maar enige oomblik. God is nooit oorbeset nie. Dis nie soos as jy bel en hulle sê vir jou, jy is nommer 1.330.000 in die lyn. En dan begin jy Halleluja koor speel nie. En dan so 5 minute, hou asseblief aan, hier is die volgende opsies. En dan speel daar 'n volgende liedjie, dalk van Michael W. Smith of so iets nie. En jou gebed sal beantwoord word in 3 jaar, 45 minute en 30 sekondes nie. God het tyd. Hy sê, roep my aan en ek sal jou help. En ek kom bietjie agter hoe God sy tyd bestuur. Ek kom agter hoe prioritiseer God sy tyd, as ek na die Bybel kyk. Voorbeeld. Die man aan die kruis, Lukas 23, dit het iets met God se tydsbestuur te doen. Daai man is besig om wat te doen? Dood te gaan. Dis wat hy besig om te doen. Hy's besig om sy laaste asem in te haal sodat hy dit kan uitblaas. En hy vra vir Jesus so in sy dood snikke, terwyl die suurstof min is, dink aan my. En met respek, Jesus het nie tyd, want hy weet die man gaan dood, en Jesus self hang in die kruis om te sterwe vir jou en my. En dis, Jesus sê net, vandag sal jy saam in die paradys wees. God het tyd vir jou. Net daar maak God, dis asof sy dagboek skoon is, en hy maak vir hy man tyd, hy verander die hemelse rekords, hy skryf hom in die boek van die lewe, en hy tyd. Lukas 18, vers 9 tot 14, daai tollenaar, staan voor God en hy slaan met sy hand op sy bors, onthou julle? En hy sê, o God, wees my sondaar genadig. En met respek gesê, daar kom nie 'n boodskap uit die hemel. Jy is nommer 3 miljoen met dieselfde versoek. Wag jou beurt af nie. Nee. Onmiddellik sê Jesus het hy huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. So, en dit help my bietjie om God se tydsbestuur te verstaan. Maar wanneer ek agterkom, God baie stadig is. Trouwens, hy hoor amper nie eers nie, sê Jakobus 4.
is wanneer jy jou selfsugtige behoeftes en begeertes na hom toe bring. Jakobus 4 vers 1. Julle het nie omdat julle nie bid nie, want julle bid verkeerd. Julle wil dit in julle eie selfsugtige begeertes deurbring. Dan klop jy aan die hemelse deur en sê, Here, hoekom hoor jy nie? Die Here sê, wat het jy gesê? Ek is doof 'n bietjie. O, dit gaan oor jouself. So ek moet sorg dat jy nou al die eer en jy steel nou my eer, en vra jy, hoekom luister ek nie na jou nie? Of Jesaja, wat is dit 57 daar in hoofstuk 7, 58, 59 het ons daai geweldige skerp tekste waar die Here sê, julle maak tyd om te vas, ek maak geen tyd om na julle te luister nie. Want julle het nie 'n hart vir die armes en die dagloners en die mense in nood nie. So kom jy agter 'n bietjie hoe bestuur God sy tyd. Dis lewensbelangrik. Want baie mense dink, Hollywood dink en almal, ek sit vanoggend na 'n ateïs se storie en luister so vinnig op 'n videoklip, 'n wêreldberoemde Engelse spreker wat brutaal teen God uitvaar en sê as hy eendag voor God moet staan, sal hy, en hy praat verskriklik. En ek dink, my liewe vriend, as ek net 'n koppie koffie saam met jou kon drink, en net vir jou verduidelik, die God wat jy in jou kop het, is nie die God van Jesus Christus nie. God maak tyd vir ouens soos jy, en jy dink God is hierdie wrede, harde God. Maar baie mense het nie, want hulle dink aan God as, hy moet in my diens wees. Die Amerikaanse beeld. Nee, is nie snaaks, ek sê altyd die Amerikaners is vir my snaaks. Hulle staan by die grafte en praat met die dooies, maar hulle glo nie in God nie. Maar hulle glo die klippe kan hulle hoor. Ek sien elke tweede Hollywood fliek speel hulle by 'n graf af, van praat jy bietjie met die ouens by die graf wat dood is. Maar God, jy kan nie in hom glo nie, maar jy kan met die klippe praat. Snaakse mense. Maar die lewende God, so ek weet, daai ou wat Jesus kom voorkeer in Lukas 13, Lukas 12. Want die vraag is, hoe bestuur Jesus sy tyd op aarde? Né? Daai twee broers, Jesus het nou pas vertel van die Heilige Gees en van alles, 'n diep lering. Dan steek een nou sy hand op, o ja, Jesus, ek sien net nou so 'n bietjie tyd, wil jy net gou asseblief bietjie help, dat ek en my broer ons erfporsie kan uitsorteer nie? Wil jy net gou na ure, net gou so 'n bietjie die hemelse makelaar wees, net gou hy wil nie my geld vir my gee nie, sorteer u hom uit. Dan sê Jesus as te ware vir hom, ek het geen tyd vir jou nonsens nie. Ek kan dit nie vat dat jy my tyd mors met jou siek hart nie. Jy's diep geldgierig. Kom ek sê vir jou, 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. So Jesus help hom met sy tyd. Jesus sê ek maak of jy help met God. Ek kan jou 'n goue tydstorie oor God vertel, sê Jesus, onthou julle? As jy eendag was daar 'n man. Hy was so ryk, hy kon iets oorkom. Toe sê hy weet nou nie meer waar om te al sy goed opgaar nie. Toe sê dis wat hy sal doen. Hy gaan alles afbreek, dan bou hy dit oor. Dan sê die mense, "Sjoe, daai man is die sake reus van die eeu." En dan praat hy met sy eie siel, want hy praat nie met God nie. Hy sê siel, dit staan letterlik en dis vir so mooi. Hy sê siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Eet, drink en leef lekker. En dan praat God met sy siel, dan sê vir hom, jou dwaas, vandag sal ek jou siel vat. Ek het nie tyd vir jou nie. Jy verstaan hoe werk God met tyd. Ek kry so 'n bietjie 'n gevoel hoe God met tyd omgaan. Hy maak tyd, hy stop as hy man in die kruis sal doodgaan. As Petrus sink daar in Matteus 14 op die see, en hy vra, Here, red my, wat doen Jesus? Steek sy hand uit, tel hom uit die water uit op. Jesus is in die storm. God het tyd vir drenkelinge, hy het tyd vir verlorenes, maar hy het weinig tyd, indien enige, vir selfsugtige, arrogante mense, wat God gebruik en misbruik, probeer vir hulle eie voordeel. Nie waar nie? So, God het interessante tydsbestuursbeginsels. Ek wonder of jy al ooit daaroor gedink het, in daardie sin. So as ons vir mekaar sê, God maak tyd, dan sê ons vir mekaar 2 Petrus 3. Hy kan 1000 jaar, 1 dag maak. En ons sê vir mekaar, God prioritiseer tyd. Verlore mense het altyd 'n hart, het altyd 'n deur by God. God sê, hy sal geen van jou gebede beantwoord nie. Hy luister nie eens daarna nie, as dit oor jouself gaan. Hy stel nie belang, hy het geen tyd daarvoor nie. Hy prosesseer dit nie, jy is nie eens in 'n waglyn nie, dis net 'n besetkode. Nee, jy is nie eens meneer 3 miljoen in die tou nie, daar is nie eens 'n kode vir jou nie. God bestuur en beheer tyd. Dis die een ding, daai twee loop saam, dis die een ding wat ons weet van God. Hy sê,
Paulus praat namens God se tyd, bestuur en beheer in 2 Korintiërs 4, vers 17 en 18. As hy sê, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby. En dit loop vir ons uit op 'n ewige heerlikheid wat vir ewig bly. So God sê ek gaan 'n einde maak aan hierdie tyd. Jesus vertel 'n mooi tydstorie oor God as ons dit uit 'n tydraamwerk uit lees. Op 'n dag vertel hy, net voordat hy hierdie gelykenis vertel wat ons nou pas by stil gestaan het van die tollenaar en die fariseer, terloops jy sal dit kry in Lukas 18 vers 9 tot 14, die tollenaar en die fariseer. Net een gelykenis terug. Lukas 18 vers 1 tot 8. Ek is baie keer so bang as ek nie die tekste lees nie, dan vergeet ons die tekste. Dit maar julle ken ons die tekste, so ek kan nie daaroor praat. Dis mos so. Die Bybel is mos in ons harte. Hoe dit ook al sê, dis bekende teks. Hy sal terugkom na julle toe. So nou en dan het ons so 'n bietjie arthritis in die kop, maar hy kom terug. Ek sê nou Lukas 8. Ek bedoel Lukas 18. Staan ek nou. Nou is ek dat ek julle amper verwar. Lukas 18 vers 9 tot 14. Lukas 18 vers 1 tot 8. Vertel Jesus die storie van 'n weduwee wat in 'n baie slegte hofgeding is met iemand anders. Nou weet sy van 'n regter in die dorpie, maar sy het geen geld nie. Dan stap sy elke dag na die regter toe en sy vra hy moet haar help. Maar dis 'n harde man, hy's 'n wreedaard, hy weier. En op 'n dag nadat die vrou hoeveel keer vir hom gevra het, doen die regter wat? Help hy haar. Hoekom? Want hy's bang sy klap hom. Ek bedoel, jy wil nie graag, jy weet, die woede van 'n weduwee wat kwaad geword het, en vir jou kom klap. Dit kan 'n lelike ding wees. Dit kan Jerusalem se pers haal. Dit kan hoofnuus op Twitter wees in Jerusalem. En hy wil dit nie graag hê nie. En toe doen hy reg en hy help haar. En nou vat Jesus daai storie en hy sê, weet julle wat? Weet julle hoe goed is God? Hy sal aan die uitverkorenes van God wat dag en nag na hom roep, uitkoms gee. En gou ook. En dan vra Jesus tog hierdie vraag, maar sal die seun van die mens by sy terugkeer geloof op die aarde vind? Wat Jesus dus sê, hy praat oor die wederkoms. Hy sê, roep die Here aan en hy sal die tyd korter maak. 2 Petrus 3 sê dit ook. Jesus leer ons nie ons Vader bid, laat u koninkryk kom. Vra vir die Here. Hoe sluit Openbaring af? Die Here sê, kyk ek kom gou, en die bruid roep uit, kom, en die kerk roep uit, kom, en dan sê die Here Jesus, vra my en ek kom. Gouer. Goed. So, God bestuur en beheer tyd. Nie die sonde nie, nie die Satan nie, nie die magte van hierdie wêreld nie. Daar kom 'n dag dat God net eenvoudig sal sê, tyd is verby, tyd is op. Tyd is op. God kan dit doen. Hy beëindig tydelike tyd. Dan vervang hy dit met ewige tyd. Ons wil ietsie daaroor sê as ek mag. Want ons is besig om oor God se tydsbestuur te praat. En dit bring my by Christus tyd, wat ons volgende week ook so die Heer wil gaan by stil staan. Christus, Jesus, en ek wil dit net aanraak, ons sal terugkom daarna toe by ons volgende reise. Jesus is die middel van die tyd, die sentrum van die tyd. Toe Jesus gekom het, het Messiaanse tyd, eindtyd aangebreek. Sal volgende week weer terugkom daarna toe. Die eindtyd begin met Jesus. Tragedie op tragedie, dat miljoene Christene nie eers die tyd reg lees om te weet hoe Jesus gekom het, die eindtyd aangebreek nie. Soos wat Hebreërs 1 sê, en in Handelinge 2 sê, en 1 Johannes 2 sê, en so voort. Ons sal volgende keer, ons sal daarna kyk. Maar Jesus, as hy in die tyd inkom, verander hy die tekstuur van die tyd. In so 'n mate, dat tyd nou gedefinieer word as voor Christus en na Christus. Selfs die wêreldse mense verstaan hierdie ene. Dat Christus definieer tyd. So oorlosietyd is 'n kunsmatige ding, net laat ons daarom net elke dag so ietsie gedoen kry. Maar Christus bepaal tyd.
Hebreërs 1 vers 1 en 2. In die ou dae het God met ons gepraat op baie maniere, ons sal dit volgende keer sien, en op baie verskillende wyse, maar in hierdie eindtyd, in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Behalwe dat nie een eindtydboek dit glo nie, want dan val al hulle boekverkope, want dan moet hulle teruggaan op hulle teorieë. Christus is die eindtyd. Hy begin dit, sê Hebreërs 1 vers 1 en 2. En daarom sal Jesus oor en oor sê, wie in my glo het wat? Sê nou maar Johannes 5, 24, 47, die hele Johannes 6, 7, 8. Wie in my glo het wat? Die ewige lewe. Maar ergens het die ding by ons pos gevat, dat die hemel in die eerste plek 'n plek is. Dit is dit ook. Meeste mense, toets bietjie as jy so rondgaan. Baie mense wat ek ken, hulle stel nie so baie in Jesus belang nie. Hulle wil net weet, hulle praat oor die lewe na die dood. Gaan ek hierdie daar sien en daai daar sien en daai oom daar sien en wat gaan ons in die hemel maak en wat se adres gaan ons kry en gaan ek 7 krone hê en gaan ek in daai straat bly en so aan. Nie waar nie? My definisie dink ek geliefdes wat ek by baie mense hoor van tyd en van Christus. Is dat vir baie mense Christus is maar net 'n polis om mense in die hemel te kry. En dan moet hulle net 'n lekker tyd hê. Hy moet net sorg dat hulle in die hemel kom. Ek het nou die dag in 'n oomblik van swakheid vir iemand gesê, ek dink jou idee van die hemel is soos 'n groot braaivleis wat vir altyd gaan aanhou en daar gaan Jesus sal net die vuur gee en dan gaan jy heeltemal aan. Jy en jou vriende. En daar's nie misdaad nie. Maar vriende, Jesus sê ek is die lewe. En as jy nie ter wille van Christus uitsien na die nuwe lewe nie, gaan die hemel 'n diep teleurstelling wees. As jy net gaan om minder van wat jy nou hier het daar te hê, gaan Jesus vir jou sê, verstaan alles verkeerd, ek is die opstanding. Elke keer as Jesus praat, sê hy, dit gaan oor my. Ek is die opstanding in die lewe. Ek berei vir jou 'n fees voor. Ek is die waarheid, ek is die lewe. Jy gaan saam met my bly vir altyd. Ja, verseker, ook in 'n plek. Maar in die eerste plek, 'n persoon saam met wie jy die ewigheid gaan deurbring. Christus die Here van die leerskare. Ja, verseker in die tweede, derde plek gaan geliefdes ook daar wees. Maar Jesus sê dis nie hoekom jy hemel toe gaan nie. Want nou is hulle nie daar nie, as jy teleurgestel. Hoe weet jy nou wat het hulle gedoen? En dan sê jy vir die Here, nou wil ek nie meer hier wees nie. So, vriende, ware tyd registreer by Jesus, né? So ons sê vir mekaar. En nou gaan ons by ons volgende fase begin. Ek wil so 'n bietjie nou begin praat oor God se tyd op aarde. God het ook 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms. Soos ons almal. God het 'n baie roemryke verlede. Jy lees dit, is gedokumenteer in die Bybel. Wat doen ons as ons die Bybel lees? Dan lees ons iets van die geskiedenis van God se redding met mense. Dit vertel 'n bietjie oor God se verlede. Nou moet ek jou 'n bietjie vertel vinnig hoe Bybelse mense geleef het, hoe hulle met die tyd gemaak. En dis nogal 'n baie belangrike sleutel om die Bybel te verstaan. Ons het dit al 'n paar jaar gelede een keer met mekaar gedeel. Bybelse mense het agteruit die toekoms ingestap. Hulle het min of meer as die verlede daar is en die toekoms daar, het hulle so geloop. Ons is westerlinge. Ons loop so. Stap na die toekoms toe, rig op die verlede. Ons jaag na môre. Die sin van die lewe lê daar, vir Bybelse mense die sin van die lewe daar gelê. Kan ek jou gou 'n paar voorbeelde noem? Waaroor gaan al Israel se feeste? Paasfees, Purimfees, oor die verlede, wat God gedoen het. Hulle vier dit, nie waar nie? Wat vier jy op Paasfees? Eksodus 3. Eksodus 12, 13, die uittog. Nou vergeet ek die teks. Eksodus 12 en 13, die uittog, nie waar nie? Jy vier die uittog van Israel. As jy daai lammetjie slag en jy eet daai Paaskos, dan vertel die pa vir die kinders wat? Ons was slawe in Egipte. Wat vier jy met die besnydenis as jy Israeliet was? Abraham, die verbondsgod, het met Abraham in Genesis 17 'n verbond gesluit. En ek is deel van Abraham se storie, né? Ek kyk terug, ek kyk daar, né? Die Purimfees, né, van Ester ensovoorts, vat jou na dit wat God in die verlede gedoen het. So die Israeliete het so agteruit gestap. Wat doen die Nuwe Testament? As jy wil vra God is liefde, wat sê die Nuwe Testament? Waar moet jy kyk? Eerste Johannesbrief.
God se liefde is nie in die eerste plek dit wat hy vir ons doen nie, maar die liefde wat hy gehad het deur vir Christus aan die kruis te gee. So as jy wil vra, is God liefde, moet jy kyk na die kruis. So jy kyk terug, jy kyk so na die kruis, en dan stap jy met jou oog op die kruis, dan kyk jy so oor jou skouer, kyk jy net so hierso, sit jy net jou voet mooi neer, en dan kyk jy na die kruis. Selfs as hulle moeilikheid het, Asaf, hy raak bietjie tyd verdwaald. Ja, hy's 'n moeilike ou, né? Moeilike lidmaat. Dis daai ou wat briewe skryf vir die kerkraad en sê, wat het die dominee nou weer gepreek? Of jy weet net, daai ou is net omgesukkeld omdat hy die reg het. Nee. Ja, hy's 'n moeilike ou. Nou skryf hy Psalm 73 en hy's omgekrap. Dan sê hy nou skaars oor dit, dan skryf hy Psalm 77. Dan vertel hy lê in die nagte wakker. Nou dis ook nie so uniek nie, baie lê in die nagte wakker. Maar mense lê oor hulle probleme wakker, nie Asaf nie, hy lê oor God wakker. Hy sê, Here, ek kan nie meer slaap nie, want iets verander. Nou lê hy in die nag en bekommer omdat God verander. Want hy sien God nêrens. Hy sê, my grootste bekommernis is dat God nie meer handel soos voorheen nie. En dan doen hy 'n baie goeie ding. Die volgende begin hy so terugkyk, en sê hy, o wêreld, maar U is die God van Moses en Miriam. U is 'n goeie God. Dan begin hy God daar in die verlede raak sien, dan sê hy vir homself, nou doen ek weer daai beweging. Ek kyk nou daar in Psalm 77 na God. Nou begin ek met daai kennis so agteruit stap. En ek dink jy en ek as 'n westerse Christen behoort beide hierdie aspekte in ag te neem. So kom baie Christene so moedeloos is, want ek hoor nou hierdie ateïs wat ek vanoggend aan sy dingetjie sit en kyk, waar hy nou sê hy glo nie in God nie, want hy sal vir God so 'n kankerbeen wil wys en sê hoekom? Maar die Nuwe Testament se antwoord is, kom ons begin praat oor die God van die kruis, wat sy eie kind gegee het, sodat 'n ewigheid ook vir jou plek sal hê, sodat jy vir Christus as die Here sal hê. So as ons oor God praat ons oor 'n spesifieke God, nie 'n drogbeeld wat Hollywood en Londen skep, baie keer die kunstenaars nie, maar die God van die kruis, die God wat die hemel geskeur het. So kyk na Jesus as jy oor God wonder. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog vertel 'n man dat hy in iemand vasloop wat in Auschwitz was. Hierdie is 'n sendeling. En hy begin oor die Here praat en hierdie man skree, hy sê, ek kan nie in God glo nie, ek was in Auschwitz. Die sendeling kyk hom so en sê, ek kan in God glo want ek was by Golgotha. Ek het ook daar gestaan. Ek kan ook in God glo want ek was by Golgotha. Jy verstaan? So ek het geleer omdat in al twee vertel van bloed en van seer, maar is 'n reuse verskil. Auschwitz het geëindig op 'n donker noot. Golgotha het geëindig met 'n kaal kruis en 'n leë graf. So daar's hoop. Daar's hoop. So ek kyk terug na Christus my Here. So vriende, God het 'n roemryke verlede, jy moet dit weet. En ons moet vanaand vir mekaar sê, ons het so klein bietjie nou al gefokus oor hoe bestuur God tyd. Hy gee eerste tyd vir sondaars, vir verlorenes wat na hom roep. Hy gee tyd vir mense wat sy wil doen. Hy gee geen tyd vir ouens wat in hulle eie selfsug en sonde wil lewe en geen plan het om te bekeer nie. Hy sal enige genadebedelaar onmiddellik te woord staan. Hy sal geen selfsugtige verhewene ooit ontvang nie. Maar ons hoor ook dat God 'n verlede het en hier's 'n goeie ene. Kom ons kyk gou so 'n bietjie en ons sê vir mekaar die hoogtepunt van God se verlede, van sy geskiedenis is die kruis, nie waar nie? God het geen groter oomblik in die geskiedenis as die kruis nie. Paulus sê Kolossense 2:14, aan die kruis het hy die magte ontwapen. 2 vers 15, 2 vers 14, hy het die skuld bewys met al die eise teen jou en my aan die kruishout, vasgekap. Jy en ek is vry. So God se hoogtepunt in die geskiedenis is die kruis. Geen twyfel nie. Vriende, jou identiteit en my identiteit word deur die kruis bepaal. So as ons oor tyd praat, moet ons oor God praat, moet ons praat oor hoe God die tyd bestuur. Paulus sê in Galasiërs 4, in die volheid van die tyd het God vir Christus gestuur. Toe die tyd vol geloop het, dat hy 'n nuwe tyd moet begin, wat ons daarna toe sal terugkom later, het die kruis gekom. So die tyd het vol geloop, sodat die kruis kom, en nou sê Jesus self, ek onthou waar is dit, in Lukas 10, sê hy vir sy disippels, hoe het die profete nie begeer om te sien wat julle sien, om in hierdie tyd te lewe wat julle leef nie. Die hemel is oop, en baie ouens sê, as ons net kan pad gee uit hierdie tyd uit.
Nee. Hoeveel ouens sien ek deesdae in Suid-Afrika wat sê, as ons net in 'n ander tyd kon geleef het. En Jesus sê, hoe die ouens van die Ou Testament nie begeer om in hierdie tyd te lewe nie. Die volheid van die tyd, dat die hemele oop is. Wat sê Jesus vir ou werklose Nathanael, want hy sit so saam met al die ouens onder die boom, en daai dae het hy maar onder 'n boom gesit en wag vir werk. En toe sê sy broer vir hom eendag daar in Johannes 1, julle onthou daar vanaf vers 43, ek het die Messias gevind. En hy is lekker vervelig en hy sê, waar? Nee, hy kom van Nasaret af, julle onthou, né? Sê hy, daar kon niks goeds uit Nasaret kom nie. Hy vra dit 'n vraag. En uiteindelik kom hy by Jesus, dan sê Jesus, ek het jou onder die boom sien sit. En hier's 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Hy roep uit, U is die Christus, die Messias, die Here. Dan sê Jesus vir hom, hou hierdie spasie dop, kyk nou voor jou. So ek's nou besig om jou te wys, ek's die Here wat hierdie pad loop na jou toe. Jy gaan nog die hemele oop sien, een van die dae. En engele op en af sien klim na die seun van die mens. In die ou dae, in die Ou Testament, waar is dit? Genesis 28, 27, moes jy nog saam met Jakob op 'n klip slaap as jy die hemel wil oop sien. Jy moes nog droom. Maar as Jesus kom, die nuwe tyd, dan kan jy geloof die. Ek wil begin afsluit voordat ons 'n bietjie gaan verpoos vir koffie. Ek het die storie vertel, maar ek het dit nou weer beleef van iemand wat regtig moedeloos is en vir my sê, ek het geen hoop nie, die tyd is so sleg waarin ons lewe in Suid-Afrika. Kyk net hoe gaan dit. Almal is depressief en die wat nie depressief is nie, die ander help hulle om daar te kom. En as iemand iets goeds vertel, dan lees iemand vir hulle die voorblaaie van die koerante, want die doodsberigte is nou daarop, nie meer op die agterblad nie. En kry hulle net af. En nou sê die oom van my, wat gaan jy daaraan doen? Sê ek, oom, kom ons begin by jou. Staan gou by my, dan kyk jy saam met my op. Nou wil hy nie eers, nou naderhand staan hy langs my. Ek sê, oom, wat sien jy bokant jou? Ek tel tot 3 en kyk ons op. Nou kyk ons op. Hy sê, ek sien niks. Ek sê, nee oom, is nie waar nie. Wat sien jy bokant jou? Nee, blou lig. Ek sê, mooi so, oom, kan hom iets sien. Ek sê, oom, ek sien meer as dit. Oom, kan ek gou vir oom vertel wat ek sien? Oom, ek sien, toe hulle vir Stefanus doodgooi in Handelinge 7 vanaf vers 53, toe het hy opgekyk en toe sien hy Jesus, die seun van God, aan die regterhand van die Vader. Oom, en as ek kyk, dan sien ek Openbaring 5 en ek sien Christus, die lam, wat God se boekrol gevat het in sy regterhand. En ek sien en ek hoor hoe miljoene der miljoene uitroep aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die heerlikheid. Hy sê ja, maar ek sê oom, en as jy net so voor jou kyk, dan sien ek Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7 wat sê Christus, ek het die goeie stryd gestry en Christus is hier voor my met die oorwinningskroon in sy hand. En ek sien, oom sien hoe wink Jesus, hoe maak hy sy arms oop, ons moet hardloop oom, hy wag vir ons. Hy sê oom, en as ek agter my kyk, oom moet net omdraai, dan sien ek Kolossense 2 vers 14, ek sien die kruis agter my. En ek sien nie meer nie een sonde wat ek gedoen het nie, want die kruis se lig val daarop. En Christus het vir alles betaal, oom. Ek sien hy het 'n pad gebou van die kruis af tot by my. Oom, en as ek afkyk, ek staan op 'n rots, oom, dis Jesus. Onder hom is die doderyk. Dis die poorte van die hel daaronder. Maar Jesus is die rots op wie ek staan, oom. Kyk net hier onder my. Ek sê, oom, en as ek in my hart kyk, dan hoor ek die Gees wat uitroep, Abba Vader, wat skree na God. Ek sê, oom, waaroor was jy nou weer so bekommerd? Ek sê, oom, obviously, ekskuus, uiteraard, of inderdaad. Kyk, ek en jy nie dieselfde prentjie nie. Ja, maar mens, ek sê, oom, kom ons begin weer. Kom ons kyk weer op. As jy nie, ek het dit gekry. Vriende, dis wat gebeur as jy by God se tydsbeplanning inval. En daarom sê ek vir jou, dit kan waarskynlik die mees onnodige Bybelskool wees die ooit in jou lewe geloop het, hierdie ene. Of dit kan jou lewe vir altyd verander om deur God se oë te kyk na hoe God met die tyd werk. En dat God 'n roemryke verlede het en 'n wonderlike toekoms. Hy het klaar die toekoms geskrywe. God het klaar die toekoms gemaak, né? Openbaring 21 sê dit het klaar gebeur. Die toekoms het klaar gebeur. God sê ek het klaar die slothoofstuk geskryf. Ek wen terloops. Ek wen. En wie in my glo, sal dit alles kry. Openbaring, onthou julle, 20 vers 11 tot 22 vers 5, gaan lees dit. Dis nie geklassifiseerd nie, dis nie in die hemelse brandlys nie, dis oop. God sê ek wen.
Ek wen. En almal wie in my glo, sal dit alles kry. Ek sal sy God wees en hy sal my kind wees. Ek sal sy trane afdroog. Openbaring 7, ons sien die mense met wit klere wat voor God staan. Openbaring 16 het ons die vraag gevra. Die hele vanaand. Openbaring 6 se heel laaste vers. Ek dink vers 16 vra: wie sal staande bly op die dag van die Here? Dan lees jy Openbaring 7. So die Here wil sal ons Sondag aand bietjie weer daarby stil staan. Wie sal staande bly op die dag van die Here? Hulle wie se klere gewas is in die bloed van die lam. Vriende, ek skuis, maar God het 'n roemryke verlede, maar hy het 'n fenominale toekoms. Hy het 'n fenominale toekoms. En wat bly oor? Wat ons nou na teetyd, as ons terugkom, na moet kyk. Here nou. Hier en nou. Want dis wat die meeste mense sê, soos Kleopas en sy meer reisgenoot daar van Lukas 24 vanaf vers 13. Waar is Jesus? Dan loop hy saam met hulle hier en nou. Sê, waar is die Here? Waar is die Here? Ons het nie 'n idee waar hy is nie. Ons dink hy's dood, dink ons. Dan loop Jesus saam met hulle. Ons dink hy het ons bedrieg. Hy's dood. Dis die tyd.